Die klavierstorie. Ja, wel, waar het eintlik begin, is my pa, my oorlede pa, wat vroeger jare, daar 19 of voor 1900, het hy hom opgewerk met een winkel begin en hy het geënt met 3. Wow, ja. Plaasimplemente, klerasie en kruideniers. So, ons was skatryk. Ons was 12 kinders, 2 dogters en 10 seuns. En my ma het 'n pikswart Westfyn vleuelklavier gehad. Maar ongelukkig my pa het nooit verassureer nie. En een oggend, 2 uur die oggend, maak hulle hom wakker op die plaas. Hom nog 'n plaas ook gehad. Sê oom Polly, jou winkel brand. Sê hy het gebrand tot op die grond. In ander woorde, in een nag was ons brandarm. Maar dis toe my ma se klavier en alles van waarde is toe verkoop. In elk geval ek het vir my, toe ek nou groter word, toe sê ek vir my mami, ek gaan eendag vir jou 'n Westfyn vleuelklavier koop. Nou, 'n lang storie kort te maak. Ek loop in Pretoria, daar bo in Paul Kreerstraat, en ek loop by 'n klonkie verby wat die koerant verkoop. En ek loop by hom verby. En iets sê vir my, koop die koerant. En ek draai om en ek koop die koerant en ek slaan hom oop en my oog val op 'n pikswart Westfyn vleuelklavier. Waar? Vlekken van Ziegler. En ek dink, yesterday, tomorrow, Saturday staan daar. En dis Vrydagmiddag gewees. Vlekken van Ziegler, doch waar is Vlekken van Ziegler? Ek kyk op, dis ek reg oor die plek. Gaan oor die straat, daar is die klavier. Elk geval het na hom gekyk, pragtig. Nou in elk geval om weer 'n storie kort te maak. Ons bied toe, 'n hele paar mense bied toe. En naderhand toe sit net 'n vrou en ek. Maar langs my was 'n ou Engelsman van Engeland, hy 'n klavierstemmer. Hy was die derde ene. Hy het ook opgehou, dit net die vrou en ek. Maar as dit daar weer kom, toe dit hier by 420 pond daar, dan huiwer sy en dan die afslaer, lady, you'll never get a bargain, you will never get a bargain like this again. Dan sê sy ja. Dan vir my, ja. Dan begin hy weer by haar. En toe begin die mense ongeduldig raak. En toe by 440, toe sien ek, nou die klavier myne. Sy huiwer en sy huiwer en sy huiwer. En terwyl sy huiwer en hy preek weer vir haar, lady, you'll never get a bargain like this again. Kom 'n ander vrou agter my. Tik sy my, sy sê that you know the piano is cracked. Nou kyk ek om na haar hier agter my. Ek sê, no, I had a look at it yesterday. Wat ek wel. En sy huiwer, sy sê, did you look underneath? Ek sê, nee, maar wie kyk onder 'n klavier of hy gekraak is? Nou, in elk geval toe ek wil verder hoor ek net, hy sê, gone for the third and last time, gone to this lady, 440 pounds. Maar toe het ek 'n bestelling gehad met professor Gaffner om klavier te speel. Maar ek kon net oor 'n maand, het hy 'n opening, een van sy dames gaan Londen toe om verder te studeer en kan haar plek inneem. En ek is toe so kwaad vir myself, vir die dames, dat ek my klavier toe gemis het, toe gaan ek na hom toe, ek sê, ek neem nie klavier nie. En tot vandag het ek nooit klavier geneem nie. Ja, het is die vrou wat gesê het mos, dis het haar ma, né? O ja, toe die Engelsman sê, what a pity, want lyk my hy toe 'n shine in my gevang. Hy sê, what a pity, haven't you got any more money? Ek sê, I've got plenty more money. Well, why did you stop? Ek sê, that lady. Hy sê, which lady? Toe loop hulle daar by die venster verby. Die vrou wat gebed en die vrou agter my. Hy sê, good God, don't you know them? That's her mother. That's an old game of theirs. Toe sê, gaan ek na professor Gaffner toe, ek sê, ek wil die klavier neem nie. Tot vandag, tot my spyt. Ja. Maar nou het oupa vleuelklavier. Ja, eintlik, ek het toe een gekoop, maar. Is die beste oupa? Nee. Baie mooi in. Die dinge, Yamaha. Dis Yamaha, ja. Yamaha. Vertel maar. Jy weet, julle ouma, sy sport verskriklik, maar sy mooi snor.
Dan lê ek nou saans langs haar en ek kan nie aan die slaap raak nie, nou luister ek na die snor. Maar het is vir my mooi, want weet jy hoekom? Dan weet ek ouma lewe. Terwyl sy snork, weet ek sy lewe. En een aand, sy snork so mooi en sy snork, en ek kry so 'n glimlag tot, ja, sy snork. En skielik hou die snork op. En ek luister, want dan luister, jy kan iemand, hoor as iemand asemhaal, en ek hoor sy haal nie asem nie. En ek kom al nader en nader na haar gesig toe om te hoor of sy asemhaal. Jong, en ek begin paniekerig raak, jy weet, maar hoe is dit, dat ouma dan, ek hoor nie dat sy haal asem nie, en toe ek so by haar mond met my oor kom, hoor, maar ek kom my weer in pik. Ek slaap skoon van die bed af, agter by die bed af. En daar's ouma in 'n paniek, wat gaan met my aan? Ek het van die bed afgeval. Is Ja. Dit raakster en ek al nader. Ouma se mond kom toe. Maar daai skielike, weet, toe sy seker opgehou asemhaal, en toe sy ook sonder asem, en toe sy seker na asem gesnik het, jy weet, maar toe met 'n snork gelyk, maar in my oor, toch sy by sy lewe. Hierdie is nog nooit een keer gehoor, dat was nog een keer vrek met het woord. Kijk, ons lag nog al die jaren. En wat die anders... Oh, moet je dat? Wat is Morsie? Kom maar mee. Jij blauw dan, ma. Wat is dit? Iemand as 'n hond, was jy gedaan? As jy by honde om iemand per ongeluk in die huis weet vuil gemaak het of naar geword het. Terwyl ek het opvee, dan sê sy dan, oh! Sy kry daai, sy maak daai geluid. Wat 'n raar storie. Dan is jy vanaand vir die blikkie bly. Want hy ballet queen. Dat is nog my niggie daai. Ja, Lies, ek kan dit al gesien. Nee, al ek nou weer sê, jy doen nie. Ek is so bly oor die balletgoed. Ek so bly. Ek kan nie glo die kranietjies afgekry nie. Afknip sy. Dis so geskiet. Ai sis, en ek het ure daaraan spandeer. Sal jy net 'n bietjie respek te daarvoor. En 'n bietjie water kan ry dat jy nou gelag. O, jy het gelag, man. Nee, sis. Ek maak Jy word nou al mooi groot. Ek kan nie help nie, ek is extra klein. Ek is extra klein. Nee, jy het een klip te min. Extra sakkie. Hier is 'n gewone sakkie, hier is my laag sakkie, weet jy. Dan piep ek nou, hierdie een leeg, het hy. Dan lag ek aan. Suzanne. Maak dat op kyk vir die. Nog 'n nee, Suzanne. Daar dan kom ek in 'n stad met so 'n huisie. Hulle alles uitgedra het en so 'n vuur vir 'n plek gemaak. Dankie. Dit nou 'n bietjie.
weet nie, ek glo nie ek kan of nie. Ja, my pa sing hom baie mooi, Hollandse noontjie. Nee, ek glo nie ek is hier. Ons het saam en die gitaartjie, die mondsluitjie en die trekklavier. Oupa. Ek hou die trekklavier. Hy is daar by Emma. Ag, nee. Maar onthou ons Sondag. Dat was Sondag. Ons so lank vas gespeel het. Ja, pa. Ek het net met die gitaar gesukkel. Hy het met my gespeel. Hoekom maak jy dit daar toe? Waar? Ja. Waar toe? O, die son. Die son so dan brand hy op die mat. En dit is maar ja, as die mense kom, haal ek hom uit. Ja. Ek wil iets anders kry. Jy kry daai plastiese dingetjies wat jy gewoonlik by 'n skuifdeur, weet wat so oopmaak. Ek wil kyk of jy 'n smalletjie kry. Ja, jy kry daai regte ou en nie so bruin. Soos toe ons kinders was, ons nou weer ontsettend in die mode. Ja, die fyn klein edition blaai. Anders moet ek maar 'n ou loodglas venstertjie daarin sit. Waar? Daar. Want hy breek die son baie. Ja. Ja, dit sal fantasties wees. Sê ons dan hy swart man. Ja, net tyd. Wie wat? Dis so 'n liedjie van 'n seun wat nou hier in Clarence by 'n swart man gekom het en sy hulle daar laat slaap en sy goed uitgedra na die spier toe en alles in die winter. Hy so 'n blonde kop het maar dan nou swart. En dit is nou so 'n liedjie. Swart met 'n blonde kop. Nee, die blonde kop het vir die swart man. Kom speel ons saam. Hier my passie. Nie maak sy lang om alleen te wees maar maak my soms bang. Vijf en steekles, maar gewoonlik onvergetig. En die dane roer my bang. En die dane roer my bang. Mooi prachtig, liefde is mooi. Jy sien my sê wat my hart weer laat bloei. Liefde is in my En is dat niet zo kyk? Ek verstaan my aan die mooi fotootjie. Ja, dat is mooi net. Ja. Wat, Emma? Oh, Emma's stoel is leeg.
Ja, oupa vertel ons alles van die akkerdoppie. Ja, my broer Mani. Hy snok op en sy slaap en hy kan vreeslik vas slaap. En hy's ook geneig om te droom. En sy vrou Titi kom eendag by ons en sy's baie ontstel. Vra wat my keer. Sy sê nou die aand slaap sy en sy voel dit word warm en sy voel so plas en dis water. En sy kyk, toe is dit Mani wat swish. En sy maak hom wakker. Mani, wat gaan? Hy sê, hoekom maak jy wakker? Ek is so lekker gepush. Hy sê, ek droom, ek swish in 'n akkerdoppie. En die akkerdoppie loop oor en die akkerdoppie loop oor. Dit is loop het hier by Kitty se boude. En hy kan nie inhou nie. Dit is so, hy kan nie inhou nie. Die doppie loop oor. En dit boude wat. Dat hy mooi naam maak. Ja. Kies 'n span. Dit is altyd. As Robertson Police speeltye. Robertson Police, hy kies 'n span, ek kies 'n span. En Joppie Jonker. Frans Jonker maar ek noem Joppie Jonker. En toe het hy ook 'n fancy en Mami. Hy het 'n kar, 'n Bonnie kar nie, ek het 'n Loudeway, Harley. Oupa kan maar nou 'n storie vertel. Ja. Waar het ek opgehou? Vertel hoe oupa vir ouma ontmoet het. O ja, toe by Gerry Jooste, toe hy nou vir Mami se sussie gaan kuier. Maar nou soek hy verskoning, want dit is 'n baie kwaai pa, 'n Duitser, baie kwaai. En nou moet hy 'n verskoning soek om vir haar te gaan kuier. Dan pikkel hy my altyd saam, want ek kon mooi sing en ek het gitaar gespeel. Dan vat hy my saam, hy het 'n vriend gebring om vir hulle te sing. En daar ontmoet ek toe vir Mami. En ek het geweet, dit is my toekomstige vrou. En ek het vir weke en weke kom kuier. En nou die ander kerel wat ook kom kuier, sy was baie populêr. Dit is mooi nooi. En ek sien toe ek maak nie hond haar af met haar nie. En toe dog ek nader aan gister langs hulle is 'n Hester iemand, ek nou die naam vergeet. 'n mooi meisie, sy is so mooi gebou. Ek ry met die Harley Davidson by Mami hulle verby. En die Harley Davidson het so 'n klepie by sy uitlaatpyp. Dan trap jy hom, dan gaan hy nie by die klankdemper nie, dan kom die klank hier uit. Dan maak die Harley so. En ek gaan kuier vir die nooi hier langs. Ek het nie lank gesit nie. Klop aan die deur. Dis dit Silly, Mami se suster en sy. Hulle kom vra net, hulle ligte is uit. Ek kan hulle 'n kers leen. Maar ek weet voor my siel, ek ken nou, hulle huis ken ek soos my eie, daar's 'n kaskerste in die spens. Toe weet ek, sy kom kyk nou, weet waar kuier ek. Ja. Maar in elk geval, haar broer Koos, ons was baie groot vriende. Haar Koos sê toe vir my, ek moet kom kuier. En ek gaan kuier toe vir hom, en ons raak toe daai aand toe. Raak ons toe gekyk. Want jy weet sy, ek kan vir ander nooit ook gaan kuier, en hulle het ook 'n fancy. Is reg? Dit waar ons toe gekyk geraak het. En ons het gekyk al die jare, en ons het toe uiteindelik getroud. En nou Paul is nou hoeveel jaar? Tot vandag, ons is een van die dae 60 jaar getroud. Nog man. Dit is al lang, né? Dit is 'n lang tyd. Dit is 'n lang tyd. Koffie vir oupa? Ja, dit is 'n lekker smaak. Nee, dankie. Oupa sê gou wat oupa gaan speel? Danny Boy. Ja. Okay.
Jessie, dis mooi. Sjoe, dis verskriklik mooi. Wat was die storie waar oupa hom nou weer gespeel het? Wat oupa gister vertel het? Ja, die army. Die aand is stilte tyd. O ja. Dan moet almal stil wees. Jy weet nie rondhardloop nie. Ja. En ek hoor iemand speel op 'n mondvletjie. Nou met die regulation band, soos ek jou gesê het, jy daai dae het jy nie mondvletjie met havennote gekry nie. O ja. En ek hoor hom, maar hierdie man speel havennote. Jy gaan sê van, well, Peter, that's beautiful. But how can you play sharps and flats? He say, Barney, it's a chromonica. I say, what? A chromonica? Never heard of it. I say, oh, come and have a look. Toe gaan kyk ek, toe wys hy my, toe is nou die mondvletjie met die havennote. Toe sê hy, have a try. En toe speel ek vir hom, sonder om 'n fout te maak. Vir die eerste keer wat ek op die ding speel ek Danny Boy foutloos. En hy huil. Oor sy hart, ek sê, no, what's the matter? Hy sê, why did you play Danny Boy? Ek sê, het 'n gunsteling van my, 'n ander Hollandse tannie. Sy seun speel so mooi klavier en ek het gaan luister na die klavierspel en toe leer sy my Danny Boy. Dit was haar gunsteling. Sy sê, Barney, it was my mother's favorite and she died. Okay, kom. Okay. Sien ons hier vir die gebruik van die gawe, maak ons dankbaar daarvoor. Amen. Amen. En nou kan pa verder van die vraag. Altyd pa met jy. Ek wil eers sê, eiere wil jy nie. Wil ek eiere wil nie. Ek wil pa nie. Wat is hier alles? Dis net die pap en die parmedante en brood. En wil jy eiere? Ek waai nou. Nee, dankie man. Ek sê jou, ek is so moedig vir 'n man wat vertaal. Wat? Wat is jy? Wat hoors nou wat? Is maar beter dit as jy ene het wat alles verorber wat voorkom. Nee my kind. Die liefdes maar nie die laaste tyd van die middeloorontsteking wat dit en die diaat. Jy staan op en dit reg en as ek begin eet, dan begin my kop en dan dan al my eetlus, weet jy is die grootste moeite wat ek eet. Ek weet presies pa. En dan moet ek sit dit aanskou. My eetlus gaan opgemaak. Jou ma sê self, ek is niks lus om te eet nie. Nou maak jy op ek die oorsaak. Sy self nie lus om te eet. Ek moet maar sê, dis natuurlik 'n ding van as jy ouer word, dis nie van die ouer mense so siek word, want jy moet jouself eintlik dwing om gesond te eet, want jy het nie meer eetlus. Nee, jy het nie. Jy het regtig vernom as jy so sleg. Ja. Anders toch. Hy praat as 'n medikus met ons. As jy nie jou liggaam ophou. Ja, nee, ek hoor dit.